So ek wil julle gou voorstel aan Retief Kirsten. Retief en sy familie woon in die Kaap en ons het mekaar so geleer ken in die online space en dis wat so lekker is. Jy maak nuwe vriende in die online space. So weet julle wat, hierdie is nie net 'n aanlyn besigheid nie. Jy gaan 'n klomp nuwe vriende ook hier maak. Retief, baie welkom. Ja, later net baie dankie vir my uitgenooi het. Ja, ek is so bly jy's so. Ek weet hier's baie paas so is en wat so graag jou storie wil hoor. Maar dis wat ek sommer eers vir jou wil vra. Vertel asseblief vir ons jou storie. Hoe het jy uitgekom by aanlyn bemarking en wat het alles gebeur? Dit is altyd ek is nou tans 10 maande besig met hierdie besigheid baie ons nooit terug. Maar dit alles begin ek het net eendag by my les vir gewerk en nou sien speel buite Christian kom terug van my toe met sy rugby. Nou my seun is 'n rugby fanatikus. Met hierdie foto hy los die daai die balle is hy. Nou daai dag kom ek sê papa kyk hier, my balle stukke. En op daai punt was ek in 'n situasie waar inkomste is net nie meer genoeg. Ek moes daai dag kom as ek ook kyk sê sorry, ek kan miskien volg. En daai teleurstelling in sy oë het my heeltemal gebreek. As 'n ouer want jy weet jy is verantwoordelik. Jy wil net vir die beste gee. En dit is daai deel van my lewe wat my besluit het ek moet iets doen om hier uit te kom. Maar ek weet nog die Here kyk na sy kinders. Ek was weer werk toe volgende dag ek terugkom en ek sit op die bank. Dit is baie van ons ouers net om te relax, ons op die bank te selfone en sosiale media wat gaan. Net om jou kop van die stres af te kry want jy weet jy gaan einde van die maand nie haal nie, hoe gaan jy dit doen? En ek kom toe op die vrou af wat van 2 ure werk staan en ek verdien dollars op die coin maar 100% punt. Nou kyk ons, want in Suid-Afrika, almal ons is super skepties om het ander te ek self, want ek bestudeer 'n ding deeglik voor ek enige besluit maak. Maar ek het so verloor ek. Soms Charles gewees waar ek moet iets doen om uit te kom. En ek het 'n webinar kyk, ek het weer eens kyk en op te sê maar dit werk. Daar's super bewyse dat dit is Afrikaans het al vir ouers in werk wat is situasie dit. En ek weet hulle uit te kom en wil geen tyd nodig. Ek was daar gewees. En potensieel het een ding my terughou. En dit was ek het nog nooit aan dit met my gedeel nie, maar enigste wat my terughou om 'n finale besluit te maak is die trots. Want die trots is 'n groot ding vir 'n ouer. Jy is trots op wat jy vir hulle kan sorg. Jy wil nie nog van soek vir geld nie, want jy is die ouer, jy het die sterk. En toe dink myself maar, dit gaan my nie keer. En ek het ingespring in my bloedblik gekoop. Ek het stap vir stap gevolg. Net ek het in die aande gesit. Ek wou 3 jaar sit kyk en ek het lekker op dit was lekker vir my. Dit is nie iets waarmee jy sukkel en moet gaan swaar en neerskryf en onthou nie. Dit is al so eenvoudig. Dit is maklik. Word steeds stap vir stap gewys. En ek het het gevolg en ek het my ding gedoen en ek het altyd vergeet, ek word die opperbakker, ek het gewoonlik my wekker gestaan en opneem, maar ek hoor ping, en dit kyk my foon, dit is nie die regte tyd om op te staan. En ek sê, maar dit is my wekker. Ek sê op my PayPal, hier soos betaling in. Wat gaan nou aan? Ek sê, maar dit werk. Dit is die bevestiging, dit werk. Jy moet net commit en doen. En vandaag het dit net gerol. Ek ben, dit is so eenvoudig. En dis net oor geld hier, ek kry tyd terug, want ek was nou in 'n situasie gewees van my kinders moes gaan vir sportgeleenthede. Ek kon nie daar wees nie, want ek het tyd insit in my huidige werk om daai ure op te maak om my geld te verdien. Ek het altyd my ma en pa het my foto's van neer, vriende, familie, my foto's gestuur en kyk, my seun toe pas 3 gedruk. Ek was nie daar nie. En my klein seentjie daar in die foto het sy eerste aktiefdag gehad. En ek was daar, ek kon daar wees. So, ek kry nou jy, paar hier my kind. Ja. Maar jy stel af van en hy afkoop. Hy het gekyk en eet nog weer op derde kom. Hy het vir my gesoek. Hy het my gesien. Daar is nie geld in die wêreld wat ek kan beskryf gevoel. En daar kom nog op sy sorry. Dit is 'n moeilike een om te slag. En ek kom agter dit werk. Dit werk los aan. En ek sal nooit terug. Dit is die beste besluit wat ek in my lewe
voel jy stel Retief, weet jy wat, ek raak, ek wil sommer huil as ek daai storie van jou hoor, en toe ek hierdie prentjie sien, want ek onthou daai een video wat jy vir ons gemaak het, toe jy al die storie vertel van die rugbybal wat stikkend was en jou seentjie wat vra vir 'n nuwe rugbybal. En toe het ek al gevoel ek wil 'n traan stort oor dit, want die ding is ek was ook daai mamma wat op 'n tyd vir 'n kind moes nee sê omdat ek iets nie kon betaal nie. En die kinders is so onskuldig in dit en mense as 'n ouer voel jy soos 'n totale mislukking as jy nie kan voorsien nie. Maar in dieselfde asem, ek dink jy's baie ouers vanaand hier wat luister na ons, wat in daai bootjie is van hulle werk miskien 10, 12 ure per dag, soos jy. En hoe moet jy vir jou kinders alles gee? Want jy werk jouself al klaar dood. Jy voel jy stel jou kinders te leer en jy kan nie finansiëel bydra tot al daai uitgawes nie. En daar's so baie mense in vandag se tyd wat presies in daai selfde bootjie is en hulle voel dat daar nie 'n uitweg is nie. So jou storie is so kragtig, Retief. En dit is ek het nog steeds leef tot my werk. Ek kom nooit los wat ek doen wat is. Ek hou van wat ek doen. Ja. En wat dit kan so lekker maak. Dit is flexible. Jy het 2 ure 'n dag nodig. Ek doen 'n uur of voor ek kom dan doen ek van 'n videoetjie. Aansluit doen ek 'n videoetjie en al ewe doen nog 'n videoetjie en ek doen my plaas so en ek gaan jy pas dit in deur die dag. Dit vat totaal net ure. Jy gebruik dit wat jy wil. Dis lekker so flexible. Ek hoef nie pas nog te werk. Ja. Dit is verskriklik. Ja. En Retief, hierdie foto van waar jy nou sit met jou 2 seentjies en die rugbybal wat in die prentjie is. Dis 'n foto wat 'n hele storie vertel. Weet, 'n storie van 2 seentjies wat regtig pappa se teenwoordigheid nodig het en wat regtig nodig het dat pappa daar is vir hulle, want in daai tyd van 'n kind se lewe, seentjie of dogtertjie, het hulle ouers se teenwoordigheid so brood nodig dat jy met hulle speel, dat jy by hulle sit, dat jy daar is vir hulle vrae beantwoord en jy's daar en jy kan dit doen en vir my is ek het nou eendag hierdie gesprek gehad met een van die bemarkers wat praat van 'n nalatenskap vir jou kinders, maar vir my 'n nalatenskap vir my kinders is baie meer as geld, dis memories, né? Presies. En my moeder raak met jou close, jy weet hoe lank ek gevat om 'n dag te kry. Nee, ons het daar gehol en speel het 'n keer op. Maar ja, dit is die beste besluit wat ek in my lewe gemaak het. En die lekker ding is net ek weet van hoe mense moet besef, jy verdien in dollars vir die res van jou lewe. Dis nie 'n tydelike ding. Mense moet dit snap, vir die res van jou lewe. So mense wat wil klaarmaak met werk, mense wat op pensioen wil gaan. Dit is 'n aanvulling, dit is presies wat dit vir my doen. Ek het nog steeds salaris, maar hierdie is 'n aanvulling wat dit kan my vir salaris op die einde van die dag bepal. As iets vir my gebeur met my werk, hoef ek nie te stres nie, want ek het 'n dollar inkomste wat my aanhou genereer. Ja. Dis die peace of mind wat jy kry. Ja. En Retief, 'n groot gedeelte van die peace of mind is ook die dat ons nie 'n maandelikse uitgawe het nie, né? Dis geen risiko. Jy betaal eenmaal vir jou program. Dit kos jou minder as 'n selfoon en dis al wat jy nodig het. Is jou selfoon. Dit is eenmaal uitgawes nie. Waar kry jy 'n besigheid deesdae? Waar jy uitgawes het per maand is aanhoudend. Ja, absoluut. Maar Retief, toe ek begin het, ek weet nie van jou nie, jy het nou daaroor gepraat, maar ek dink dis baie mense wat nou luister ook. Toe ek begin het, ek onthou toe ek het ook soos jy, het ek ook 'n vrou gesien met wat gepraat het daaroor en ek het haar gebel en met haar daaroor gepraat en die eerste gedagte wat ek gekry het was ek sien nie kans om video's te maak. Dit was vir my 'n terrible vrees wat ek gehad het want ek's 'n baie privaat mens. Ek wil nie graag ek's daai ene wat as jy hulle daar braaivleise en partytjies op goeders is, dan gaan ek gewoonlik opdaag nie. Ek is altyd by die huis. En my keel het toegetrek toe ek dink ek moet video's maak. Maar en ek weet definitief is hier baie mense op die groep wat gaan sê, kyk my keel trek toe as julle vir my sê ek moet video's maak. Maar praat net bietjie met daai mense en vertel gou vir hulle hoe beleef jy dit?
Oh nee, kyk, ek was ook so jy sê. Ek was self daar, as daar familiefoto's was of foto's neem word, as ek kon 'n keer op die foto neem of die video neem. Was nooit voor die skerm. En ek het ook gesien jy gaan nie self op sosiale media sit. Maar my hoekom was groter as enige persoon. Vir wie van julle doen? Hoekom gaan jy doen? Ek het gedink aan my seun se oë, ek kon mos nee sê. Daar het my besluit so vinnig gedraai. Ek het twee keer raak gedink ek het eers 'n video gemaak. Ek het serieus, ek het net my video gemaak oor die gevoel wat ek op daai oomblik gehad het. Ek gesien het die krant werk, daai gevoel wat ek gehad het, ek sien die betaal vir my foon. Daai gevoel het ek my kop gesit en ek het 'n video gemaak het. En ek het dit maklik gepraat. Al my content kom uit my hart. Ek reus niks nie. Want dit is so lekker en maklik om iets te praat wat werk. Daar is geen uitwys 'n storie wat ek probeer opmaak nie. Nee, hierdie is uit wat werk en die hoek oor dit strategie. Dis wat dit so maklik en lekker maak. En ja, toe op die ou en toe maak my video en van daarvoor is dit makliker en makliker. Jy raak gewoon spesifiek. Ek was ek het video moes neem wat ek kon ek kyk op die skerm wat my kop gewoon het. Ek so stukkie daar of ek was hier wat weggesteek maar. Nou ek worry nie. Want ek wil ek het in 'n inkomste iemand die mense kom sê dat hulle betaal nie rekening dat my inkomste 100% in bin en ek sal elke dag die res van my lewe doen. Ja, absoluut, nee. Dit is soos een van die bemarkers, Adolf, het nou die dag in een van sy video's het hy gesê, as jy 15.500 of 16.000 rand kan verdien met een transaksie, moontlik op jou website, per dag, dan gaan jy nie worry oor wat ander mense dink of sê nie, want daai is so lewensveranderend. Die een keer as jy so $900 betaling kry, hoe voel jy, nee? Hoe voel jy? Dis amazing. Dis unheard of. Die meeste mense, ek onthou nog voor ek op digitaal bemark begin het. Jy wag aan die einde van die jaar vir daai bonus. Jy hoop jy kry 'n bonus of jy hoop jy kry verhoog wat miskien net bo inflasie gaan wees. Ek hoef nie meer te hoop. Ek gaan nou weer bonus. Ja. Meer as 'n keer 'n maand. So, hoekom dan? Hoekom dan nou nie? Ja, en dis eintlik iets wat mense vir almal wat hier vanaand luister, hoor gou hier julle, daar het Retief nou 'n geweldige belangrike ding gesê. Ons hoop en bid altyd vir daai Desember bonus of jy dit gaan kry. En of jy dit nie gaan kry nie, want daar's maatskappye nou wat nie so goed doen soos wat hulle altyd doen nie, en een van die eerste goed wat hulle sny is 'n Desember bonus. Baie maatskappye betaal glad nie meer bonusse uit nie, maar jy kan jou eie bonus bewerkstellig. Jy kan dit self doen. Maklik. Jy noem dit Desember. Ek was op 'n dag daar in die winkels gewees en ek sien hulle staan al klaar die Kersfeesgoedjies uit. Ja. Jy weet, vorige jare het jy as jy dit sien, dan het jy plaasres, waar jy geld kry vir geskenke. Jy moet jy 'n kleiner geskenkie verkoop. Jy teleurstelling klaar met dit. Ek hoef nie meer daar te worry. Ek daar goed sien dat ek nooit weer. Ek stres nie meer nie. Ek kan ingaan en verkoop. Dit is skrikbaar om goed te gaan. Ek kan spandeer wat. Ja. Ja, ek stem saam. Dit is amazing. Dis amazing. Ja, Retief, dit is nou regtig om 'n nalatenskap te bou vir jou familie. Laaste, ek wil gou vir jou guns vra, al die mense wat hier is vanaand en wat hierdie kyk. Watse raad sou jy vir hulle gee as jy nou vir hulle 'n laaste stukkie raad kan gee? Watse raad sal jy vir hulle gee? Weer 'n keer genoem en dit is maar my hoofpunt wat ek elke dag vir my sê as ek oor enigiets twyfel is hoekom. Jou hoekom is groter as 'n verskoning. Hou verskonings vir jouself, maak dit van beter af. Niemand kan net uit die blouheid kom uit om sê hierso is dit geld. Jy is verantwoordelik vir jou eie lewe en die mense om jou. Jou keuse om 'n verandering te maak. En hoe maak jy 'n keuse? Jy sê vir jouself, hoekom? Hoekom wil jy uit die situasie kom en dan by jou? Absoluut. Jo, Retief, baie dankie vir so 'n uiters motiverende paar woorde wat jy met ons gedeel het. En